Goed, ons praat vanoggend bietjie oor afleidings. Al daai goed wat in ons koppe aangaan en wat ons fokus aftrek van dit wat regtig eintlik belangrik is. So dan sit ek nou vanoggend en nou is ek besig om voor te berei en as ek weer sien, dan is ek op Facebook. Nee, en dis nie goeie, dit gee jou soms goeie preekstof om oor te preek, maar dis nie die beste ding wat ons doen nie. So dis hierdie stryd wat ons het, wat ons aandag aftrek van dit wat regtig waar belangrik is in ons lewe en dit wat soms ons lewe oorheers en dit wat in ons gedagtes aangaan. So as al hierdie goeters wat in ons lewens gebeur, wat baie keer ons aandag aftrek van dit wat regtig waar belangrik is. So nou vanoggend het jy hier ingestap, dan kyk jy en sê, daai vrou het verlede week dieselfde rok aangehad. Nee? Julle is mos baie erg oor die rokke. Die eerste ding as jy by 'n plek instap, dan kyk jy vrouens, wie het nog by Jet haar rok gekoop of op Shein, né? Jy kan sommer die Shein klere uitken. So ek het nou die dag die eerste keer vir my klere op Shein bestel. Nadat die familie al hulle het al usernames en password, dan sê ek, okay, ek sal ook nou maar ietsie bestel. Nie te bad nie. Okay. So, dis okay. Maar daar is soveel goed wat ons aandag aftrek. So jy kom in die kerk in, jy sien goeters en hoe lyk iemand se hare en wat dra mense en al daai tipe van goeters. En vir my is dit ook baie keer 'n worsteling wanneer ek preek, veral as jy sit en slaap terwyl ek my beste probeer. Of daar blaf 'n hond, of daar huil 'n kind, of enige iets so. Ons het al hierdie goeters in ons lewens wat ons aandag aftrek. En ons kan maar vir mekaar sê dat dit is 'n stryd om te fokus. Dit is 'n stryd om te fokus op dit wat regtig waar belangrik is. Maar die stryd is die moeite werd. Dat ons sal fokus op dit wat die belangrikste is in ons lewens, want ons moet weet dat die wêreld waarin ons leef is nie ons huis nie. Ons is op pad iewers anders heen, maar ons is nou hier. En wat belangrik moet wees is dat God eerste plek moet hê in ons lewens. Maar ons weet ook dat die vyand alles probeer om ons fokus van God af te trek. So wat is afleiding of distraction? Wat beteken dit? Dit beteken om jou gedagtes in verskillende rigtings te trek of om jou gedagtes af te sny van iets anders af, of dit is om goeders uitmekaar uit te trek. Dit is wat afleiding beteken. Dit is om jou aandag weg te trek van dit wat regtig waar belangrik is. Want afleiding doen is dit verdeel ons harte. Dit maak ons siel onrustig en dit het 'n impak op ons geloof. Want wat die vyand moet doen is nie om jou te kry om te laat sondig nie. Al wat ons geestelike vyand moet doen is hy moet daarin kan slaag om jou aandag van God af te trek. En wanneer jou aandag en jou fokus nie op die dinge van God is nie, dan lei dit daartoe dat jy op 'n plek kom waar jou geloof skade ly. En waar jy nie meer op die plek is waar jy veronderstel is om te wees nie. So ons moet veg teen hierdie afleidings in ons lewe, teen die goed wat ons van God probeer wegtrek. Nou lees ons 'n gedeelte in Lukas hoofstuk 10, daarvan af vers 38. Daar staan op hulle reis, het Jesus in 'n dorp gekom waar 'n vrou Martha hom as 'n gas ontvang het. Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit en na sy woorde geluister het, maar Martha was bedrywig om alles klaar te maak. Martha was besig met soveel dinge. Sy is die een wat gesorg het dat alles in plek is. Sy was bekommerd oor, is daar genoeg kos, is die tafel gedek, is daar genoeg goeders om te drink, sy was so vasgevang in al hierdie goeders wat moes gebeur het. Sy was gefokus op dit wat vir haar belangrik was. Is daar dalk nog iets wat sy miskien dalk vergeet het? Wie se Martha? Okay, jy hoef nou nie jou hand op te steek nie, maar ek sien die smiles, nee?
Sy kom toe daar en staan en sê, Here, hinder dit U nie, dat my suster my alleen laat bedien. Sy sê sy moet my kom help. Wie het so 'n suster? Useless, né? Hulle sit net daar. Daai familielid wat altyd kom eet, bring niks saam nie, behalwe Tupperware en gaan met 'n klomp kos huis toe, né? Elke familie het een. Elke familie het een. As jy nie weet wie dit is nie, elke familie het een. Ek sê dit maar net so. Okay. So dit is daar's hierdie stryd. Sy's besig om alles voor te berei vir Jesus wat kom kuier het en haar suster help haar net nie en sy raak ontstel daaroor want sy is die een wat alles doen. Maar dan antwoord die Here haar, hy sê, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge. Maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Nou ons moet nou nie te hard wees op Martha nie. Want as ons nie 'n Martha in ons lewe het nie, sal die rekeninge nie betaal word nie. Daar sal nie kos op die tafel wees nie. Jy gaan waarskynlik nie geskenke hê om oop te maak in Desember nie. So Martha is baie belangrik. Maar haar probleem is dat dit wat sy gedoen het, is nie sleg nie. Dis nie 'n slegte ding wat sy gedoen het nie. Maar dit is nie die beste nie. Dit wat sy gedoen het is nie sleg nie, maar is nie nou altyd die beste nie. So dit gaan nie baie keer in ons lewe wanneer ons praat van afleidings, gaan dit nie oor goed of sleg nie. Dit gaan oor goed of beste. Wat is die beste wat ons doen in ons lewens? Want ons aandag word so maklik afgelei. Jou foon ping en jy het 'n e-mail. Of daar is iemand wat 'n comment gee op jou WhatsApp groep. Of jy moet dink aan wat jy vanmiddag gaan eet. Of jy moet dink aan wat jy môre gaan aantrek. Of iemand het so pas 'n nuwe kat video op Instagram gesit. Né? Ag daai videoetjies van die worshonde, ag dit is te kostelik. Wie van julle het 'n worshond? Né? Eintlik die worshond het jou, né? Want hy is die baas van die huis. Né? En daar is soveel goed wat in ons lewe gebeur wat ewe skielik ons aandag aftrek. En partykeer is dit nodig dat ons net ons fone moet afsit. Of op silent sit of net wegbêre. Want dit is die ding wat die meeste van ons aandag aftrek en ons dink aan alles wat gedoen moet word. Ons moet nou al die blare gaan ophark nou nadat die haal alles afgeslaan het en daar's soveel goed wat moet gebeur. Lyk ek goed? Hou mense van my? Ry ek die beste kar? Bly ek op die regte plek? Is ek aanvaarbaar? En ons fokus op goed wat nie noodwendig sleg is nie, maar dit is nie noodwendig die beste nie. So wat gaan ons doen om dit te verander? Die eerste ding is dat ons vernietig afleidings. Ons vernietig dit wat ons aandag aftrek. In 1 Korintiërs 7 vers 35 dan sê Paulus, hy sê, ek sê hierdie dinge in julle belang, nie om allerlei beperkings op julle te lê nie. Ek wil hê julle moet sonder dat iets julle aandag aftrek, fatsoenlik en toegewyd aan die Here lewe. Hy wil nie hê ons moet 'n gemiddelde geloofslewe hê nie. Hy wil hê ons moet 'n lewe leef wat gefokus is op die dinge van God, wat vir ons belangrik is, wat vir God aanneemlik is, dat ons kan verstaan wie God is en wat hy wil doen in elkeen van ons se lewens. Dat ons moet fokus op dit wat regtig waar belangrik is. Want deesdae is ons fone vir ons baie belangrik. Ek kyk vanoggend heel toevallig, maar dit het ek doelbewus gedoen, sodat ek vir julle inligting kan gee. Om te kyk, wat is die gemiddelde tyd wat mense spandeer op sosiale media? Any guess? Hoeveel uur per dag? Enigiemand? Hoeveel? 4 ure per dag. Dis baie naby aan reg. Die gemiddelde mens 3 ure per dag. As jy tussen die ouderdom is van 11 tot 17, is dit
is dit amper 13 ure per dag. As jy die 3 ure vat, per dag, en jy skakel dit om, gaan jy 7 jaar van jou lewe na jou foon kyk. Op sosiale media, Ek praat nie van as jy navorsing doen vir werk of enigiets online doen nie. Ek praat van net social media, 7 jaar van jou lewe. Dis 'n verskriklike lang tyd. Wat ons aandag afgetrek word van dit wat regtig waar belangrik is, maar ons soek daai dopamien hit, Weet julle wat's dopamien? Dis die goed wat jou laat goed voel. So jy het nou iets gepost op Facebook, gisterand nadat die All Blacks verloor het, En dan gaan kyk jy hoeveel likes het jy gekry. En jy gaan kyk na al die comments. En dit gee jou 'n rush om te sien hoeveel mense hou van jou goed. En die ergste is as niemand dit like nie. Dan dink jy, het jy iets verkeerd gedoen. En ons word vasgevang in hierdie wêreld wat ons tyd mors op goed wat nie belangrik is nie. Dis nie noodwendig sleg nie, maar dit is nie die beste nie. Dis nie wat God wil hê vir ons lewe nie. Hy sê dat ons moet fokus op hom, dat dit wat ons aandag aftrek, moet ons wegbêre, moet ons neersit, moet ons eenkant sit. En laat ons fokus op dit wat hy vir ons lewe wil hê. Dat ons tyd in sy woord spandeer. Salomo skryf, en hy skryf in Spreuke hoofstuk 5 vers 8, hy sê, bly weg van haar af. Hy praat van 'n immorele vrou. Hy behoort seker te weet, hy het meer as 1000 gehad. Hy behoort seker te weet wie's goed en wie sleg. Hy sê hy bly weg van haar af, moenie naby haar huis se deur kom nie. Hy sê nie, gaan klop en vra vir breinsuiker. Of kom ons sit bietjie hier en dan gaan ons net bietjie Bybelstudie hou. Hy sê bly weg van haar af. En dit is amper hoe ons hierdie afleidings en hierdie verleiding moet hanteer, dat ons wegbly daarvan af, dit wat ons aandag so vasvang en dat ons sal fokus op dit wat God wil hê. Op dit wat regtig waar belangrik is. Miskien is dit nodig om die Xbox weg te pak. Miskien is dit dalk nodig om Netflix te kanselleer. Want kyk, daar's niks so lekker soos 'n Sondagmiddag as daar nou dit meer in Desember, want dan's al die sport verby. Om daar te sit en te binnelanders tot Kingdom Come, al die episodes. Want jy kan mos nou alles, daar's mos catch up. Dan doen jy sommer 'n hele seisoen van 'n uur per episode vir 10 episodes in een dag se tyd. En dit is goed wat ons lewens oorheers en dit is goed wat in ons lewens inkom en ons aandag aftrek van dit wat regtig waar belangrik is. Nie dat ek sê dat jy die heel dag moet sit en Bybelstudie doen nie, maar dit impakteer, want nou is jy laat in die aand, is jy wakker, die volgende oggend is jy moeg en jy's nie lus vir dit nie, en dan as jy weer sien, is daar 'n week, 'n maand, 'n jaar verby wat jy nie tyd in die woord van God gespandeer het nie. Goed wat eenvoudig ons aandag aftrek. Miskien is daar iemand in jou lewe wat jy dalk moet uitskuif, daai raserige mense wat jou aandag aftrek. Want die Bybel sê vir ons slegte vriende beïnvloed goeie waardes. En vir die jong mense, miskien het jy dalk 'n kerel in jou lewe wat nie lewe volgens die woord van God nie en jou wegtrek van dit wat God wil hê en van jou verwag om goeders te doen wat teen die wil van God is, dan is my raad aan jou dat God jou sal toelaat om hom te upgrade na iemand toe vir wie die Here ook belangrik is. En vir die manne geld presies dieselfde. Dat wanneer ons in 'n verhouding is met iemand wat ons wegtrek van God af, dat ons eerder sal soek na iemand wat God wil hê in ons lewe, om ons nader te bring aan die Here. Want wat jy moet verstaan is dat jou lewe is te belangrik en jou roeping is te groot
en jou God is te goed om jou tyd te spandeer op dinge wat eenvoudig nie saak maak nie. Wat nie nodig is nie. Nie noodwendig sleg nie, maar beslis nie die beste nie. So die eerste ding wat ons doen is ons vernietig dit wat ons aandag aftrek van God, of die tweede ding wat ons doen is dat ons fokus op dit wat wel belangrik is. Op dit wat God wil hê in ons lewe. Salomo skryf in Spreuke 4 vers 25, hy sê, hou jou oë op die pad vorentoe, kyk reguit voor jou uit. Leef doelgerig. Vra wat is God se wil in jou lewe? Wat wil hy hê wat jy moet doen? Rig jou oë daarop. Die beste voorbeeld daarvan was Petrus wat op die water geloop het. En Jesus roep hom en hy sê vir hom klim uit en Petrus stap na hom toe en hy kyk rondom hom en ewe skielik die golwe en die wind oorweldig hom. En baie keer dan vra ons vir die Here, lei ons op die regte pad, wys vir ons wat om te doen. Maar die bekommernis en die gevare van die wêreld oorweldig ons en ons trek ons oë af en ons het nie meer ons aandag op Jesus Christus en wat hy vir ons doen nie. En dit wat in die wêreld gebeur, oorweldig ons. Dat ons God eerste moet stel. Dat ons moet fokus op sy wil. Die stryd om te fokus is reël. Die wêreld waarin ons leef, sê dat ons moet fokus op dit wat lekker is, en op ons waarheid, op dit wat ons wil hê, op ons begeertes. Terwyl die woord van die Here vir ons sê dat ons moet fokus op dit wat vir God belangrik is. Dat ons sal staan in 'n wêreld wat val vir enigiets. Die nuutste modegier, die nuutste ding op Instagram, die nuutste goed wat in die wêreld aangaan, die nuutste goed oor verhoudings en al daardie tipe van goeders, dat ons sal fokus op dit wat God sê, in plaas van dit wat die wêreld sê. Dat ons hom eerste sal stel. Eerste ding in die oggend, lees jou vers vir die dag. Het julle almal die app op julle fone? YouVersion Bible app. Dis verniet. Okay? So sit hom op jou foon. Elke oggend gee hy vir jou 'n vers wat jy kan lees. Die eerste ding in die dag is nie die Facebook of die Instagram of die TikTok video's nie. Die eerste ding in die dag is om die vers te kry wat vir jou sê dat God is met jou. Fokus op dit wat belangrik is. Fokus op die dinge van die Here. Die eerste dag van die week is ons hier by mekaar as 'n gemeente om te kom hoor wat is dit wat God vir ons wil sê. Die eerste week van die maand, die eerste maand van die jaar, wy ons onsself toe om te sê, maar hierdie jaar leef ons vir God en dit wat belangrik is. Waantoe vat ons gemeente? Waantoe vat ek my gesin? Waantoe vat ek my toekoms? Dat die heel eerste ding gaan na God toe. Die heel eerste 10de van jou salaris gaan na die Here toe, want dit is syne. Hy gee vir jou nog 90. Dat ons hom eerste sal stel. Dat ons die ervarings in ons lewe sal hê. Ervarings bo goed. Wie kan onthou wat hy vir verlede jaar vir Kersfees gekry het? Tensy jy daai geskenk gekry het. Jy kry mos daai geskenke. The gift that keeps on giving. Weet jy wat beteken dit? Die volgende ou wat verjaar kry hom. Nee, dis soos musical chairs. Ek het sê gehad 'n kopliggie. Nou, wat moet ek met 'n kopliggie maak? Maar nou ja, hy lê nog iewers in 'n boks. Ek sal hom die verjaar binnekort vir jou kopliggie bring. Dat die ervarings wat ons moet hê in ons lewe is dit wat belangrik is. Die goed wat ons kry, ja, dis nice to have. En dit kan dalk iets beteken, soos 'n airfryer, né? Maar die emosie wat jy het wanneer jy tyd saam met mense spandeer, kan jy nie koop nie. Jy kan dit nie koop nie. Jy kan nie die tyd wat jy saam met jou kinders spandeer op 'n vakansie, kan jy nie koop nie. Jy kan nie die ervaring wat jy gehad het toe jy na Vic Falls toe gegaan het en almal vir jou gesê het, dra 'n reënjas en jy sê hoekom? Jy sê want jy gaan nat word, jy sê dit reën daaronder, sê hulle.
Maar kyk hoe skyn die son. En toe ek uitkom, toe is ek sopnat, want daai sproei val op jou. Daai goed wat jy ervaar, kan jy nie koop nie. Die tyd wat jy spandeer saam met mense vir wie jy lief is, kan jy nie koop nie. Jy kan probeer. Daar is sekere goed wat jy net eenvoudig, geld kan dit nie vervang nie. En dit is die verhoudings en die ervarings wat ons het. Die ervaring wat jy het, wanneer jy in tyd is saam met God, en iets gebeur in jou lewe. Niks kan dit vervang nie. Wat ons bring by die derde ding, en dit is om te luister na die stem van God. So as jy nie weet wat om te doen nie, hier is 'n goeie vers. Jeremia 30 vers 21. Wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou 'n stem hoor sê, hier is die pad, loop hier langs. Jy kan God se stem hoor. Miskien is dit in 'n preek, miskien is dit in 'n lied, miskien is dit in 'n boodskap, miskien is dit in 'n podcast, wat ook al die geval mag wees. Jy kan God se stem hoor. Hy gaan dalk nou nie met jou hart praat soos wat ek praat nie, maar binne in jou hoor jy God se stem en hy sê vir jou, hierdie is die besluit wat jy moet neem. Dat ons fokus op dit wat God wil hê in ons lewe. Dat hy 'n impak het in wie ons is. Dat hy vir ons die rigting gee wat ons moet volg. Jy kan sy stem hoor. Jy kan hoor wat hy vir jou sê, dat jy hierdie rigting moet gaan. Toe my kinders klein was, dan wanneer dit skoolvakansie is, dan vat Lisel die kinders, dan gaan hulle te Wetstorp toe, dan gaan bly hulle daar by oupa en ouma. Nie vir 'n dag nie, nie vir 2 dae nie, vir weke. Ek hou daarvan dat as ek by die huis kom, moet alles netjies wees, op sy plek en skoon. As jy klein kindertjies het, is dit alles behalwe wat jy kry. Want die speelgoed lê die wêreld vol. En kort is dit 'n geveg om die plek aan die kant te hou. En dan is dit vir 2 dae, het ek rus en vrede, want hulle is by oupa en ouma, hulle word gevoer, so alles is fyn. En dan oorweldig die stilte jou. En dan is dit nie meer van nie. Want ja, dit is dan moeilik om vir een ou kos te maak in 'n aand, So die steers loop, papa. Okay? En dan ewe skielik mis jy die deurmekaarheid. En jy mis die borde in die kamers. En jy mis die gegiggel oor goed wat hulle op TikTok kyk en al daai tipe van goed. En dan besef jy dat jy moet dankbaar wees vir die deurmekaarheid. En vir die vuil was goed. En vir hoe dit lyk. En baie keer dan dink ek, as 'n dief inbreek, en hy kom by een van die kinders se kamers en dan dink hy, ons loop, hulle was klaar hier. Want alles lê op die grond. En dan dink jy vir jouself, maar waardeer dit. Want daar kom 'n tyd wat dit nie meer daar gaan wees nie. En dit voel soos gister wat dit gebeur het. En nou is hulle, die oudste een maak hierdie jaar klaar en die jongste maak volgende jaar klaar. En dit voel soos gister. Waardeer die deurmekaarheid van die mense wat jy liefhet in jou lewe. Want daar kom 'n dag wat dit nie meer daar is nie. En dan wonder ons by onsself, maar hoe het ons toegelaat dat ons die tyd met mekaar gemis het? Want ons aandag word so afgetrek van goed in die wêreld wat niks beteken nie. Nie sleg nie, maar beslis nie die beste nie. Want al wat die duiwel moet doen, is hy moet probeer om ons aandag af te trek van wat God wil hê, tyd saam met die Here.
om hom te leer ken, om te wil verstaan wat sy wil is vir jou lewe. Al wat hy moet doen is hy moet ons aandag aftrek. En dit sal ons geloof vernietig. Dit gaan ons siele onrustig maak. Dit steel die vrede in ons lewe. Want as jy jou oë uitvee, is daar 'n klomp goed by jou verby wat die beste is, wat saak maak, wat 'n verskil maak in jou lewe, waardeur jy 'n verskil kan maak in iemand anders se lewe. Want jy moet besef dat jou roeping is te groot en ons God is te goed dat ons tyd spandeer op goed wat nie saak maak nie. Fokus op dit wat belangrik is. Spandeer tyd saam met die mense wat jy liefhet. Sit neer die foon. As dit regtig so belangrik is, dan kan jy dit later uitsort. Spandeer tyd in God se woord, want dit is die beste. Wees lief vir ander mense, want dit is die beste. Luister wat God vir jou wil sê in jou lewe, want dit is die beste. Die ander goed is fyn. Maar dink aan dit wat jou verhouding met mense verbeter. Dink aan dit wat jou verhouding met God verbeter. Want jy is nie hier per ongeluk nie. God het jou hier gesit vir 'n tyd soos nou, vir 'n roeping op jou lewe. En dit is wat hy vir ons wil hê, dat ons die beste sal soek. En nie net dit wat ons dink vir ons goed is nie. So mag ons die afleidings in ons lewens verminder. Mag ons fokus op dit wat belangrik is en hoor die stem van God. As jy die pad duister geraak het, dan sê die Here vir jou, ek sal vir jou sê, jy soek nie jou eie verlorenheid in die dinge van die wêreld nie. Jy soek dit nie in verhoudings met ander mense nie. As jy die pad duister geraak het, dan soek jy dit in die woord van God. En hy sal vir jou die rigting wys. Hy sê, jy sal 'n stem agter jou hoor. En hy sal vir jou sê, loop hier langs. Mag ons fokus op dit wat belangrik is. Dit wat die beste is. En nie net altyd dit wat goed is nie. Here, ons dankie dat U 'n goeie God is. Dat U 'n God is wat vir ons lief is en wat vir ons omgee. En dat U vanoggend vir ons 'n boodskap wil gee, Here, dat ons moet fokus op dit wat die beste is. Op dit wat belangrik is. Op dit wat U wil hê in ons lewe. Dat ons heel eers sal vra wat U wil is vir elkeen van ons. Dat ons sal besef wanneer ons goed doen en dit trek ons aandag van U af, Here, dat ons sal teruggaan na U woord toe en U altyd eerste sal stel. Eerste van die dag, eerste van die week, eerste van die maand, eerste van die jaar. En alles wat ons het, dat ons verhouding sal koester met die mense rondom ons, met die mense wat U in ons lewens geplaas het. Dat ons nie so gefokus sal wees op goed nie, maar dat ons gefokus sal wees op die goed wat ons ervaar en U goedheid wat ons beleef elke dag. Ek bid vir hierdie gemeente, Here, ek bid vir hulle wat siek is en wat geliefdes het wat in die hospitaal is, Here, dat ons ook daar kan weet dat U ook daar vir hulle sal bystaan, vir hulle sal vrede gee en dat ons net sal fokus op dit wat die goedheid wat U vir ons bring in ons lewens. Ek bid dit in die naam van Jesus, ons Here. Amen.